Hallo sterretjies, ek is so opgewonde oor hierdie week se tema. Ons tema vir die week is ruimte. Het julle al gehoor? Dit is so 'n opwindende tema en dit laat ons wonder, né? Dis 'n wonderlike ding om aan te dink dat daar 'n ruimte en 'n heelal is rondom die aarde wat geen einde het nie. En dit laat ons 'n bietjie vragies vra. Ons verstaan dit nie eintlik nie, dat iets nie eens 'n einde het nie, dat dit net aangaan en aangaan en aangaan en aangaan. En waar het dit begin? Hoe het dit begin? Nou kom ons maak gou ons oogies toe. Sit jou hande bo-oor sodat jy niks kan sien nie. Pik, 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 giet donkerte. Ons kan niks sien nie. Nou eers was daar so niks nie. Ons kon niks sien nie, niks hoor nie, niks ruik nie, niks voel nie, niks proe nie, niks. Daar was heeltemal niks. Behalwe God. God was daar en God het toe gedink. Hy wil die aarde maak, want hy wil mense maak om so lief te hê. En dit is waar dit begin het. Heel eerste, toe daar niks was nie, het God die aarde gemaak. Hy het ons die heel eerste gemaak. Ons planeet is die heel eerste planeet wat hy geskep het. Hy het eers die aarde aan mekaar gesit en hy het lig en donker gemaak. En hy het dag en nag gemaak. En God het water en aarde gemaak. En toe het God bome en gras en plante gemaak. En toe het God eers die son gemaak en die ander sterre en die planete. So toe eers kom die res van ons planete by en die son wat ons ster is. So dit is waar dit alles begin het. Ons sonnestelsel is heel eerste geskep en die res van die heelal het toe bygekom. God het honderde en miljoene sterre gemaak en honderde en miljoene planete waarvan ons nog nie eens weet nie. En komete en asteroïdes, verskietende sterre en toe het God gesê, dit alles is goed. En hoe opwindend is dit nie vir ons om daarvan te kan leer nie. So dit is hoekom juffrou so verskriklik baie van hierdie tema hou. Ons gaan 'n versie leer uit die Bybel uit hierdie week en dit is Jeremia 32 vers 17. So ons sê Jeremia 32 vers 17. O Here, U het die hemel en die aarde gemaak met U groot krag en mag. Niks is te moeilik vir U om te doen nie. So julle moet dit saam met my sê hierdie week. OK, Jeremia 32 vers 17. O Here, U het die hemel en die aarde gemaak met U groot krag en mag. Niks is te moeilik vir U om te doen nie. Dit is ons versie waar ons leer dat as God die hemel en die aarde gemaak het, is niks vir hom te moeilik om te doen nie. Hy kan enigiets doen, want al die krag en die mag is syne. Hoe wonderlik is dit nie, né? So, waarvan gaan ons leer hierdie week? Ons gaan leer van ons sonnestelsel. Nou, daar's baie sonnestelsels in die ruimte, maar ons sin het een ster. Weet julle wat is daai ster se naam? Julle gaan nie kan raai nie. Ons ster se naam is die son. Ja, die son. Nou hier het juffrou 'n prentjie van ons sonnestelsel van die een kant af en dit is hoe dit lyk van ver buite af. Daar in die middel is die son. En rondom hom beweeg ons 8 planete en die maane. Kyk. En dan hier is 'n prentjie van ons hele ry planete en al die verskillende maane. Nou, in ons sonnestelsel is daar ons een ster wat die son is. Daar is 8 planete. Ons is die 3de planeet van die son af. So ons is nie te naby aan die son dat ons te warm gaan kry nie, maar ons is ook nie so ver van die son af dat ons te koud gaan kry nie, want die ander planete wat hier aan die einde is, wat ver weg is van die son af, is ysplanete. Hulle is yskoud. Ons kan nie daar leef nie. Ek dink as jy selfs net te naby aan hulle kom, dan gaan jy vries. So koud is dit by hulle. So nee, dankie. Juffrou kry maklik koud. Ek wil definitief nie daar gaan bly nie. Ek hou van planeet Aarde. God het planeet Aarde geskep met perfekte plek, as die perfekte plek om te leef.
Ons het alles wat ons nodig het hier om 'n goeie lewe te kan hê. Kyk, ons is ook die enigste planeet met gravitasiekrag. Daar is gravitasiekrag. Wat is dit nou weer? Kan julle onthou, ons het al van die magneet gepraat wat binne in die aarde is? Sy naam is gravitasie. Hy hou alles hier af onder, né? Ons het mos al daaroor gepraat toe ons die eier-eksperiment gedoen het. Onthou julle? So, die magneet trek alles af onder toe. Maar hoe verder, as daar nou 'n ruimtetuig gelanseer van aarde af, hoe verder hy wegtrek van aarde af, hoe minder raak die gravitasiekrag. En hoe minder trek die aarde die goed terug. So in die ruimte sweef alles. Hoe cool is dit? So juffrou het hier so 'n prentjie van 'n ruimtevader wat in die ruimtestasie is. Ons gaan sommer baie leer van die ruimtestasie hierdie week. So hier is die prentjie en kyk net. Die ruimtevader het balle, ek dink dis balle of is dit lemoene dalk, dis lemoene wat rond sweef in die lug. Hy het dit uit die sakkie uitgehaal en nou sweef dit rond in die ruimtetuig. Want die gravitasie trek dit nie af nie, né? Dit bly, as ons 'n lemoen uit 'n sakkie uithaal, dan bly dit op die tafel waar ons dit neersit. Dit rol partykeer so 'n bietjie rond, né? Maar in die ruimte bly dit nie op die tafel nie. Dit sweep soms woeps in die lug op. Nou ons het sommer lekker baie video's van mamma en pappa gestuur van die ruimtestasie waarvan jy kan leer. Dat jy kan sien hoe leef die ruimtevaders daar binne. Wat moet hulle alles doen daar binne? Hulle kan nie net niks doen nie. Hulle moet werk daarbo. En hulle mag ook nie net werk nie, want dit is baie belangrik dat hulle oefening inkry dat hulle lywe normaal kan funksioneer. Anders dan gaan hulle baie siek raak as hulle terugkom aarde toe. Hulle mag ook nie langer as 3 maande in die ruimtestasie bly nie. Anders dan raak dit te lank vir hulle lyfies en hulle lyfies weet nie meer lekker hoe om te werk nie en dan moet hulle terugkom aarde toe. Kyk, ons gaan daarvan leer en dan gaan ons ook leer van die eerste mense wat maan toe gegaan het. En dit was nie eens te lank terug nie. So die eerste mense wat maan toe gegaan het was Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins. Hulle was die eerste ruimtevaders